dat U bemoeienis met ons het as mens. En as dit gekom volgende keer om U te loof en te prys en wat het U gedoen, Here? Het ons harte omgedop. Amen. En het ons voorberei. Sê Here dat ons spreek vanoggend wat uit die kamer is uitkom, Here. Laat dit val, Here, op daardie grond wat voorberei is. Amen. Laat dit ore oopmaak, Here, laat dit harte oopmaak en laat dit lewens verander. Amen. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Is God trots op jou? Amen. Amen. Ja. Sy wys my so, jong. Is daar evidence? Sy sê dit edit. As jy regtig kan sê ja, dan kan jy maar opstaan en loop op en ek nie met jou praat nie. Maar as jy wil weet of hy regtig trots op jou is, dan moet jy sit. Ek gee julle geleentheid, jy wil waai kan maar. As jy wil hoor, sit. Dink jy ons is te sien? So kry jou hand in die Bybel. Psalm 138. Ek sal nou die versie met jou gee. So die agterste voorwerp vandag. Die versie gaan ons heel laaste lees. Maar kry hom maar net so lank reg. Sy ry so Chris. Die Here, glo ek, is besig met ons 'n pad te geloop het. Hy is besig om ons gereed te maak. Ons gaan na 'n nuwe seisoen toe. Hoor julle my nie? Ons gaan na 'n nuwe seisoen toe. Ons is amper daar. Maar weet jy hoekom ons is nog nie daar nie? Want party van ons voel nie reg om daarheen te gaan nie. Party van ons voel te gemaklik waar ons is. Party van ons voel nie voorberei nie. Party van ons voel nie bekwam genoeg nie. En party van ons gee net nie om. Waar wil jy wees? Is jy klaar daar? Goed. Om daar te wees, moes daar dinge in jou lewe gebeur. Om 'n pad soontoe te wees, gaan daar dinge in jou lewe gebeur. Om te bly sit, gaan niks verander. Om by 'n ander plek te kom, moet jy in motion wees. Jy moet aan die beweeg wees. Jy kan nie stil sit nie. Dan gaan jy nie daar kom nie. Want almal van ons moet in 'n ander seisoen gaan. Almal van ons het 'n behoefte om aanvaar te word. Né? Dit is ingebore. Wanneer jy gebore word, het jy daai behoefte om aanvaar te word, want jy skree vir iets. Né? Jy is honger, jy is nat, jy skree vir iets, jy het 'n behoefte. Nou as 'n groot mens het jy behoefte om die leemte in jou gevul te kry. Wanneer jy kind van die Here is, het jy behoefte om nader aan hom te kom. Wanneer jy ophou om behoeftes te hê, kan jy maar ophou lewe. Kan ek julle stories vertel? Gaan oor stories vandag, want dis al hoe dit werk. Ja of nee, mag ek? Dis verniet, julle het klaar gegee, julle hoef nie weet te gee, dis verniet. Ek het so 2-3 jaar terug by 'n ou gewerk. En ek het sy masjien reggemaak. En voor ek loop, kom hy met 'n groot smile. Hy sê vir my iets gaan wys. Hy loop ons hier in die huis na sy gras toe en hy maak sy gras op. Daar staan nou Austin wat hy gerestoreer het. En hy het so 'n plakkaat daarso, want hy skil met hierdie kar. Nou die hele kar se geskiedenis is hierdie plakkaat, waar hy hom gekry het in Zambië. Hy het hom in Zambië gekry, waar hy gestaan het met 'n boom wat so half voor hom lê, gegroei. Toe koop hy die kar. Daai kar het in 'n garage gestaan vir 34 jaar, voor hy hom begin werk het. Want hy was nog besig met sy loopbaan en sy goeders en net gegaan. Toe hy nou so half aftree, toe het hy nou tyd om die tyd aan die kar te spandeer, en hy maak die karretjie reg. Maar hy sê, hy het so af en toe, as hy 'n paartjie sien, wat ergens te koop is, het hy maar gekoop. Hy het nie eens geweet of hy het nodig het nie, maar hy het gesien. Dis iets wat hy kan kry, en hy het dit gekoop. En so het hy maar paarte by mekaar gemaak, want hy sê, hy het nou deurhendels vir die regterkant se deur, het hy 6. Maar dit maak nie saak nie, hy sal dit aan iemand anders te verkoop as hy nodig is.
Maar so het parte die by mekaar gemaak in die 34 jaar wat die kar stilgestaan het. Hy het 'n foto daarso op die ding van die oorspronklike eienaars wat hom gekoop het. En hy het die hele geskiedenis van die kar, hy weet alles van die kar. Maar jy kan sien die ou se oë blink. Hy is so trots op die ding wat hy kan homself nie inhou. Wat goed is, want hy het 'n hele leeftyd aan spandeer. Wie die Here het spandeer al 62 jaar aan. Ek is gered, ouderdom om 39. So vir 39 jaar het hy parte by mekaar gemaak vir my. Om my aan mekaar te sit. Sodat hy van daar af met my kan spog en sê dit het hy aan mekaar gesit. Kyk hoe lekker. Hy skou nou met my. Ek hoop. Maar Chris sê ek het gefail vanoggend, ek het my vrou gekyk. Maar glo partykeer al daai kar ook nie lekker gestaan het nie. En sien Here stap op pad met jou. Hy maak by mekaar dinge. Daar's ondervindings en ervarings in jou lewe. Ja. Wat of jy nou gered is of nie, dit met jou gebeur. Ja. Want hy gaan dit gebruik. In jou lewe vorentoe. Nou 'n ander storie. Ek het julle al vertel van ons het familie in die tronk. 'n neef. Weet en ek en Annelies van kuier eendag in die gevangenis in Pretoria by hom. Toe ons op Bybelkollege was, was ons in Pretoria toe. Dongens is nou 'n goeie ding om dit mee te gaan besoek die gevangenis. En jy sit so in 'n ry dan bring hulle nou hierdie gevangenis in. En soos jy inkom en jy nou sien, die is 'n familie van hom, want hulle staan nou op. En hy loop aan die kant verby die glase verby en jy aan die kant en dan sit hulle mos oor mekaar en dan visit hulle mos nou so. Maar dit is nie soos in die movies dit is maar net praatjies wat jy agter sit. En dan kom hierdie blonde kop seentjie in en hier staan 'n ma en 'n pa op en hier af. Daar kom 'n ouetjie in en dit raak stil. Hy het tattoos. En ringe hierdeur en ringe hierdeur. Hy lyk rof. Toe herken ek hom, dis my neef. En hy loop soontoe en ons loop soontoe, die mense agter is toestaan. En die ouetjie lyk rof. Maar hulle kinders is ook daar. Daar waar hy is hulle kinders ook. En weet jy wat? Daai neef van my weet hy toe hy jong was hy maar trots op hom en sy pa. Ek kan nie sê hoe was dit aan die einde van sy lewe nie. Maar ek wil nie aan die einde van my lewe kom en wonder of is die Here trots op my. En ek glo, selfs op daardie oomblik, soos hy daar geleef het, die Bybel sê so, was die Here trots op hom. Ja. Is God trots op jou. Hy is lief vir my, ek glo dit, maar die woord sê, so lief het hy die wêreld gehad. Ja. Met ander woorde, ek is deel van die wêreld. So lief het hy my gehad, dat hy sy seun van my gegee het. Maar hoe trots is hy op my? Dis 'n vraag wat ons bietjie mee sukkel, hè? En as die Here nie antwoord nie, dan praat jy maar met Jesus. En as hy nie antwoord nie, jong, dan gaan jy maar punt nommer 3, praat met die Heilige Gees. Is julle trots op my? En jy hoor niks nie, jy wonder en jy stres. Maar gaan slaap jy maar sê, maar at least weet ek, hulle is lief vir my. Ek moet dit glo. Want daar's 'n kruis wat sê hy is lief vir my. Ja. Daar's 'n oop graf wat sê hy is lief vir my. Maar dit sê nergens, hy is trots op my. Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek vra om te hoor, is hy trots op my? En dan gaan jy maar weer aan met jou lewe. Want jy verstaan eerste in jou kop, jy werk dit uit. Die Bybel sê so, die Bybel so sê, dis jou kop wat vir jou sê, die Here is lief vir jou. Want jy lees dit. Maar ewe skielik, dan val dit in jou hart. Dan val dit in jou hart.
En dan kom jy agter, die Here is trots op my. Hoekom? Want as hy lief is vir my, dan moet hy trots wees op my. Partykeer is ons in 'n stadium in ons lewe waar ons voel alles loop verkeerd. Dit voel, man, ons bid en niks gebeur. Dit voel, ons sien dinge wat nie verander nie. En ons wonder, Here, is U lief vir my dan? Hoekom gebeur dit? Dan sê jou hart weer vir jou, maar kyk man, gaan lees die woord, hy sê hy is lief vir jou. En dan vaar hy is lief vir my. Wie van julle kinders wat sport oefen? Weet jy wat as jy langs die veld staan en hulle doen goed? Na die tyd sê hulle, man, jy het so mooi gespeel, so trots op jou. Weet jy wat, daai kind wil weer en weer gaan. Hy wil poog om beter te gaan. Ja? Maar as jy net vir hom sê, mooi gespeel, ek is lief vir jou. Dan is nie so 'n bietjie aanmoediging nie, is dat? As jy hom sê, mooi gespeel, ek is trots op jou, dan wil hy mos weer. Want elke kind wil sy ouer trots maak. Elke kind van God wil God trots maak. Is dit nie so nie? Jy wil toch dinge doen wat die Here trots maak. Jy hoef nie dinge te doen om dat hy moet lief hê nie. Dis 'n feit, hy het jou lief, punt. Maar partykeer doen ons nie genoeg volgens onsself om te kan verstaan dat die Here is trots op ons nie. Is dit nie so nie, Chris? Dit partykeer voel ons faal in iets. Hoekom loop ek dan nie met my werk nie? Hoekom sit ek dan hier en sukkel? Hoekom sukkel ek dan hier so, ek wil nie genees raak? Hoekom dit? Hoekom dat? Hoekom dit? Is hy dan nie trots op my? Ons moet ophou so negatief wees. Ons moet verklaar, soos wat ons sy liefde verklaar, hy is trots op ons. Weet jy wat, wanneer die dinge begin verklaar, dan gebeur het. Glo jy so? Jy kan sien daar waar daar huise is en kinders doen goed in sport, dan is die atmosfeer anders. Want hulle word oor en oor vertel, iemand is trots op het, iemand is trots op het. Daai ou sy karretjie, ek is seker in die Graashoop, ek sê, ek het nog nie tyd om met jou te werk nie. Maak lekker ons gaan dit en dit en dit aan jou doen. En as jy klaar is met dit, dan gaan ons die plekke skou met jou. Ons het bulldogs gehad. Dan kan ons hulle kyk, ons met hulle oortjies, moes ons veearts toe vat. Nee, ons moes hulle plak met voes. Ja, maar hulle plak hulle oor so op 'n manier en nie die vouwe, sodat hulle so bly staan. Want as jy met hom wil skou, moet hy daarom maar grand lyk. Hy kan nie lang oor hê nie, bulldog oor hê. En hulle sterkie met 'n krul hê. En dis jy werk aan daai dinge. Want as die ouens by jou hoor van wat is 'n stamregister, dan haal jy nou die name uit daarso, dan party van die name, die ouens wat die bulldog sê, hulle ken party van die naam. Sê jy daai en so is sy oupa. Ja, dan is jy trots jong, want ek het 'n kleinkind van hierdie bulldog. Kyk hoe lyk hy. Ja, ons stamboek. Man, as die duiwel kom in sy dinge, dan trek die Here jou nader en sê, sien nie vir een. Jy ken hom nog nie, maar jy gaan hom sien, want hy gaan preek dat die spoegspad. En die mense sal tot bekering kom. En die Here staan met 'n smile. En hy breek met jou, want hy is trots op jou. Weet, dit sit in elkeen van ons, om daardie ervaring te hê. As jy 'n kind van die Here is, en jy is gered, en jy is 'n kind, dan is hy trots op jou. Jy moet dalk nog net 'n paar dinge afskit, en 'n paar dingetjies doen om by daai plek te kom, wat hy so kan sê. Ouma, wat kyk jy my so? Gooi my nie. Ons kan nie sê, die Here is lief vir my, maar ek wonder of hy trots is op my.
Want aan die kruis, is ek seker, die Vader het vir die vyand gesê, sien jy my seun, wat doen hy vir mense wat hom nie eens wil ken nie. Sien jy wat doen my seun? Kyk ek, hy bloed vir mense wat hom nie wil ken nie. Kyk bietjie my seun daar. Hoor wat sê hy? Vader, vergewe hulle. Hy hoef nie, maar hy wil. Vergewe. Want hulle weet nie wat hulle besig is om te doen. Sien jy daai seun van my, jy vyand? Kyk wat doen hy. Vir jou en my. En die draai hy vyand om en hy smile. En hy seun is dood. Maar hy ken nie hy seun nie. Hy ken ook nie sy vader nie. En 3 dae. Amen. En 3 dae staan hy. Amen. En hy sê, sien jy hom? Watch out for him. Jy moet in die spieël gaan kyk en vir die wêreld sê, watch out. Want hy wat opgestaan het, is in my. Hy is in my. Amen. Die dag toe ek op aangeneem het, het hy woonbaar geword in my. Amen. Wat het ek gesê moet julle oopmaak? Is dan misschien 138. Is dan 138? Ek het vir jou. 139. 139. Is 139. 139. Ek het so gedink. Ag ek wou klewer gewees het en bygetel het 14 versies vir 138 se einde en kyk of jy dit kan uitfigure. Maar ek sê jy nou maar spaar. Psalm 139 sê wat? Vers 14. 139 vers 14. Ek het julle maar net wakker gehou. Kyk of julle luister tot die einde. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Hy sê, ek loof u, omdat, wat sê hy verder? Omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Dan sê hy, wonderbaar is u werke. Wat is jy? Jy's 'n werking, jy's 'n werk van God. Wat is jy? Wonderbaar. As iets wonderbaar is jy trots op dit. Jy kan dit maar net vat as, hoe sê die Engelsman, jy kan take it to the bank. As jy 'n kind van die Here is, hoef jy nie meer te vra, is hy trots op my? Hy is trots op jou, want jy's wonderbaar. Hy het jou wonderbaar gemaak. Amen. En wie glo dit? My siel weet dit al te goed. Amen. My liggaam hoef nie eens daarmee saam te stem. My siel weet dit al te goed. Ek is wonderbaar. So as die vyand by jou kom en hy sê, jou vader is nie eens trots op jou nie, man. Wat doen jy hier? Lag hom af. Want jou Here, jou God, is trots op jou. Amen. Amen. Staan ons aan. Amen. Ek weet nou nie my tyd al verby is nog. Kind van God, jy het nodig om te weet. Die Here is trots op jou. En as hy trots is op jou, gaan hy met jou brag. Jy is nie trots op iets en steek dit in 'n kas weg nie. Jy is trots op iets as jy dit uithaal en wys. Glo jy my? Amen. Steek dat jy die kas uitkom. Die Here wil met jou brag. Amen. As ons wil vorentoe gaan in 'n nuwe seisoen, moet ons aflê daai gedagtes ons is nie genoeg nie. Daai gedagtes ons is nie reg nie. Jy is wonderbaar gemaak. Die Here is trots op jou. As hy trots is op jou, gaan hy met jou brag. Waar gaan hy met jou brag? Daar waar jy op pad is. Amen. Glo jy my? Amen. Sê amen. Dankie Here vir die woord. Dankie Here dat jy elke oomblik, Here, met ons is, lief is vir ons en trots is op ons, Here. Amen. Dankie. Help ons Here die Gees om dit te verstaan. As ons dit nog nie verstaan nie, Here, laat ons dit bepeins. Laat ons voor die voete gaan sit, Here, tot ons daai gevoel kry wat oor ons voel. Daai gevoel Daai weet van trotsheid, Here, daai gevoel van hy is trots op my. En as ons dit al aanvaar het en ervaar het, Here, dankie.
Maar jy kan maar weer kom, Here. Jy het nog nie klaar gewerk nie. Kom, Here. Laat ons gevul word en laat ons voel hoe u liefde oorlopend trots, sodat u met ons kan loop en werk, Here. Ons dank u daarvoor, Vader, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen.